Jesus het die duiwel weerstaan deur die skrif daarvoor te gebruik, die skrif aan te haal. Ons kan so baie uit sy voorbeeld leer. Hy het sekere gedeeltes geleer en gememoriseer, en wanneer die versoeking gekom het, kon hy dit weerstaan, sodat die duiwel nie met sy versoekings kon slaag nie. Daar's 'n bekende legende wat vertel van reisigers wat deur die woestyn reis, en dan kom iemand by hulle en sê vir hulle dat hulle binnekort deur 'n droë rivier sal gaan. Wanneer hulle daar kom, moet hulle sakke vol maak met klippies uit die rivierbedding. Hy het gesê, as julle dit doen, gaan julle baie gelukkig maak, maar ook baie hartseer. Hulle het die reis voortgesit, die rivier gekry, 'n paar klippies bymekaar gemaak daar in die rivierbedding. Die volgende oggend het hulle ontdek dat die klippies eintlik kosbare juwele was. Toe was hulle regtig gelukkig en baie hartseer. Hulle was bly dat hulle die juwele gehad het, maar baie hartseer dat hulle nie aandag gegee het en meer daarvan opgetel het nie. Nou hierdie legende gee vir ons die noodsaaklike agtergrond, waarom ek en jy die skrif in ons hart moet bære. Om die moeite te doen om die skrif te memoriseer, om tyd uit jou dag te neem, om verse oor na te dink, dit vas te lê, vra iets van jou, maar net soos die legende, verander hierdie verse op 'n wonderlike manier in jou lewe. Gedurende die tye wat daar beproewing is, of versoeking, of swaar kry, dan gebruik die Heilige Gees so vers, en hy verander dit van net woorde na 'n onskatbare geestelike skat, wat vertroosting, wysheid en vrede in jou hart bring. Miskien dink jy, dat jy nie die skrif kan memoriseer nie. Maar onthou, die Heilige Gees kan jou in staat stel om te doen wat jy nie kan doen nie. As jy kyk hoe ander Christene in hulle geestelike stryd voortgaan, gaan dit jou laat wens dat jy meer tyd daaraan gespandeer het om die Here se woord in jou hart te bære. Jy kan dit doen deur daaroor te bid, maar moenie probeer om te veel te memoriseer nie. Begin deur net 1 of 2 verse bymekaar te maak, maar hou hulle naby. Skryf hulle neer, plaas hulle daar wat jy dit deur die dag kan herhaal. Die waarheid van hierdie legende sien ons in die bekende woorde van die Here Jesus in Matteus 7, vers 24 tot 27. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Die hartseer in die legende kom van spyt dat ons nie meer daarvan bymekaar gemaak het nie. Dis 'n kragtige herinnering om jou dag met Jesus in te rig. Jy gaan terugkyk en bly wees vir elke tree wat jy in gehoorsaamheid geneem het. Onthou, wanneer jy so 'n woord memoriseer, is dit 'n klippie. Maar wanneer jy dit toepas in tye wat jy dit nodig het, word dit 'n kosbare juweel. Spreuke 20 vers 15 sê, daar is goud, daar is edelstene, maar om met kennis van sake te praat is nog kosbaarder. Daarom wil ek jou uitdaag, doen moeite vandag, om al die klippies wat jy kan bymekaar maak, om dit te doen, en jy gaan staat maak op 'n kus vol juwele. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, wat 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is. Amen.